Shoot, okay. Ek is JP Du Plessis van de Storytellers. Ons is hier in die noordelike Cederberg in die Agterpakhuisvallei. En ons is eintlik oorspronklik van Gauteng af, maar ons het so 13 jaar terug besluit ons wil nou uit die stad uitkom en ons het 'n ongelooflike stukkie grond gevind hier in die Agterpakhuis. En toe het ons hiernatoe getrek en ons besigheid The Storytellers begin. The Storytellers as 'n besigheid het twee glampings, verblyfhuisies. En dis nou tussen die klippe, so na in die bos as wat jy kan kom. En dit is privaat, so daar's nie mense wat langs aan jou woon. So jy het 'n bietjie privaatheid en soos ek sê, so na aan natuur as moontlik. En dan die ander, kan ek sê, my arm van ons besigheid is ons werk met fynbos en ons maak sepies en salfies en vogrome. En met daai proses het my vrou Tracy baie navorsing en ondervinding gekry met die plantjies wat hier is. En sy het al daai navorsing en inligting in haar boekie geskryf. En dis iets wat ons die jaar vir die eerste keer gepublish het, of laat druk het. So al ons kennis van die plantjies is nou op hierdie bladsye. Anders as dit is net, jy weet, dis familielewe op 'n plaas. Dis totaal anders as wat ons lewe in die stad was. En ons geniet dit baie en een van ons grootste joys in die lewe is om hierdie plek met ander mense te deel. So as jy in die omgewing is en jy soek 'n plekkie waar jy kan 'n bietjie stilte en rus en vrede kry tussen hierdie mooi kraans en hierdie mooi berge hier, kom na die Storytellers toe. Hallo julle. Vanaand pak ons weer 'n bietjie kamp nachos wat ons laas in Namibië gemaak het. Maar vanaand gaan ons 'n bietjie van 'n ander spin op hierdie nachos sit. Ek het klaar die maalvleisie gemaak. Ek het hom net gemaak met 'n uitjie wat ek gebraai het en ek het die maalvleis begin braai daarin en ek het 'n bietjie garlic bygesit en toe het ek dis my gunsteling. Ek dink ek het laas ook gesê die taco speserye is my gunsteling een. Jy kry 'n ander enetjie ook, maar ek hou meer van die een met die Meksikaanse hoetjie op.
Hom bygesit en toe het ek swart bone en mielies bygesit wat ek die laas gedoen het nie. So ja, lekker gebraai. Laas het ons braaisakkie gebruik wat jy ook kan doen. Maar ek het net vanaand besluit ek is lus om eerder in die swart potjie op ons 'n lekker gasstoof hierso. So ja, ek het dit gebruik. So, ek wil ook net noem, ons gaan vanaand dit maak op hierdie plaatjie van ons wat ons altyd die steikhoek opmaak. En ek het net so 'n tipe van 'n folie bakkie vir elkeen van ons gemaak. So elkeen sy eie enetjie. En dan, so wat ek heel eers gaan doen, ek gaan 'n bietjie hierdie taco chippy wat ek vanaand gaan gebruik, gaan ek onderstrooi, maar ons gebruik vanaand Santa Ana's se taco chips. Ons het hierdie een ontdek, jy kry 'n ander enetjie ook, maar hierdie een kry in verskillende geure. Maar my man hou mos maar van die lightly salted ene, maar jy kry hom in die sweet chili, jy kry hom in die barbecue en ook in 'n kaas enetjie. So ja, baie lekker. So ons gaan eers gou 'n laagie van dit gooi. Vir elkeen. En sy bakkie. En dan 'n laagie maalvleis hierna. Ek net maar net so oorstrooi. Dit is so 3 van hierdie houtlepels. En dan die enetjie. Bietjie. En dan lekker van hierdie vandag het ons nou nie die wit enetjie nie, het ons sommer 'n geel cheddar kaasie. So dan strooi jy 'n bietjie van hom oor. So 2 eetlepels sal ek sê. Alright. En dan weer 'n laagie van die Santa Ana chippy. En dan weer 'n laagie van die kaas. Ja, nee man. Ja, kom hier. Net so 'n laagie. En dan gaan ons net vir hom 'n dekseltjie oorsit. Okay. En dan gaan ons 'n dekseltjie opsit. Wat ek maar net spyder die kaas nie en hom vassit nie. So. En dieselfde die kant. Waarom noem ons storytellers wat storytellers? Se kamp nachos. Nee? Storytellers se glamping nachos. Glamping nachos. Gaan net sien. En daar is ons storytellers glamping nachos reg vir die vuurtjie. So. Ja.
Jy het dit actually vir hulle gesê. Hallo julle. Ons kos is nou klaar. Hy's van die vuur af. Hy was seker so 10 minute op die vuurtjie. Ek sal sê medium kolle. Ja, nie te vinnig nie. 'n Paar koekies bo op die pakkie. Kan jy sit net dat die bokant ook lekker crispy raak, maar hy lyk perfek vir my, so dit gaan baie lekker wees. Ja. JP, jou hele lewensverhaal, hoekom Cederberge? Kan jy miskien so 'n bietjie vertel waarvanaf jy kom en hoekom het jy weggehardloop? So, ek was 'n professional journalist en ek het vir 'n radiostasie gewerk, 'n 24 uur nuusstasie. En my spesialiteit was enige kriminele tonele, hofsaake, betogings, enige natuurlike, hoe kan ek maar sê, natural disasters en so aan. En ek het dit vir 11 jaar gedoen. En ek het maar net besluit ek is nou gatvol basies. Die stad was besig om te verander. Daar was te veel mense, nie genoeg plek. En die lewe het baie stresvol geraak. En toe Tracy swanger geraak het ek maar besluit ek wil nie my kinders in hierdie chaos grootmaak nie. Ek self het op 'n plaas groot geword net vir my jonger jare, maar al my beste gedagtes van my kinderjare is van die plaas af. En so ek het besluit of ons het besluit, nie ek nie, ons het as man en vrou besluit, ons wil dit vir ons kinders gee, so ver as wat ons kan. So ons het letterlik alles verkoop, ek het my job gelos, ek het my kar verkoop, ek het my scooter verkoop, ons het die huis verkoop, en ons het hier opgedaag met 'n kar, vol bokse en 'n barbecue, en met 'n klein bietjie geld in ons sak, en ons het die avontuur begin. Tracy was in branding, so dis so 'n hoë vlak gedeelte van die marketingbedryf, of die bemarkingsbedryf, en sy het besluit, sy's ook, dis nie wat sy wil doen nie, sy wil meer in die natuurlike, holistiese healing arts begin, so sy, toe ons nog in Gauteng was, het sy al klaar haar werk gelos, en sy het begin kinesiology swat, of sy is nou 'n kinesioloog, en dit is 'n alternatiewe vorm van behandeling. So as jy nie na 'n dokter toe wil gaan nie, of jy wil nie na 'n chiropractor of 'n reflexologist, dit is net 'n ander opsie in terme van die alternative healing sektor. En sy het haar praktyk hier op die plaas begin, alles het so 'n bietjie stadig begin, maar nou is sy baie bekend in die dorp en verder as dit. En haar praktyk is nou baie suksesvol. En sy is die breins van die operasie, en soos ek sê, sy het al die navorsing in die plantjies hier ingedoen. En ek is die een wat die verblyf loop, en ek is ook in beheer van die plaas. So op die plaas self het ons net vrugtebome en 'n klein wingerd. Ons is besig om uit te brei. Ons wil nou ook baie van die plantjies wat ons gebruik in ons produkte wil ons begin kweek op groot skaal. Maar dit is nog in die pipeline. Ons kom nog daar. In terme van ons vrugte, die doel is om selfstandig te wees met vrugte en groente, so ver as wat ons kan. Maar boerdery is nie maklik nie. Veral nie hier, want ons het 'n groot trop Bobbejane, en elke jaar, behalwe laas jaar, is hulle 'n groot deel van ons oesarbeid. Hulle help verniet en hulle vat alles wat hulle kan. So. En laastens, as jy ooit spyt, jy het die move gemaak en met 2 dogters as ek reg is, wat is die toekomsplanne vir julle? Ek dink in die eerste 3 jaar was daar baie tye waar ons teruggekyk en gesê, maar sure, I really miss that. Of jy weet net die, so kan ek maar sê, the convenience, om 'n winkel net 100 meter af aan die pad te hê, wat jy weet, jou melk en jou brood en alles. Hier waar ons is alles ver. Alles is ver, so jy moet jou beplanning reg doen, en as iets verkeerd loop, dan moet jy net besef, jy gaan ten minste 'n halfuur ry om by 'n winkel uit te kom.
en koffiewinkels en vriende en nightlife en restaurante en al daai goed. Ons het dit bitter gemis vir die eerste 3 jaar. Maar nou mis ek dit glad nie, want wat ek regtig waar geniet is die vreugde, die ruimte, en die, hoe kan ek maar sê, the ability to just be who I am. En om kinders hier groot te maak is eintlik 'n groot voorreg. Ek weet my kinders raak soms baie verveeld, want daar is nie malls en movies en sulke goed nie. Hulle vriende woon almal redelik ver weg, so playdates gebeur so net nou en dan. Maar my kinders kan trek. Hulle kan drywe oes, hulle help my in die tuine. Hulle klim. Jy weet, hierdie is 'n baie bekende klimplek, so hulle klim baie, ons stap baie. So hulle is baie gesond en ons dink in terme van hulle development is hulle baie well balanced. En jy weet, ek het 2 dogters wie vir my onder die tafel kan skiet. Jy weet, ons doen teikenskiet en my dogters kan alles van 'n revolver tot 'n haalgeweer gebruik en dis net skills wat hoe kan ek sê baie verminder. Hulle raak baie skaars, veral in die jonger generations en sulke goed. My kinders is ook nou by 'n landbouskool, so hulle doen vakke en kursusse wat jy sal in geen ander skool kry nie. My 13 jaar oud dogter is al klaar 'n gekwalifiseerde slangvanger. Sy kan slange gaan vang. Die jaar gaan sy kwalifiseer met swys en sy gaan haar kursus begin met skaapskeer en dis nie vir almal nie. Dit is nie vir almal nie, maar jy weet my oudste dogter wil 'n veearts wees vir groot wilddiere. So hierdie lewe vir haar is 'n baie goeie fondasie vir dit, want sy gaan as sy dit reg kry om dit te doen, gaan sy in die bos iewers woon. Sy moet hierdie skills hê. Ek is besig om vir hulle so min of meer te wys, jy weet, basic DIY om die huis. Maak jou eie pype reg, sit jou eie proppies in. Jy weet, nie elektrisiteit nie, ek is nie so ver goed met dit nie. En so ja, so dis, jy weet, dis wat hulle, ek dink hulle geniet dit hier, hulle sê hulle geniet dit hier. Ons het vir hulle gevra of hulle stad toe wil trek en toe sê hulle nee, hulle wil net hier bly. En ons as gesin is baie tevrede hier. Dit is 'n moeilike ding om te doen. Nie in terme van 'n stukkie grond koop en jy weet trek nie, maar om gewoon te raak aan 'n ander tipe lifestyle. In Engels, it's got its ups and downs. Not everything runs smoothly. Sometimes you are convinced when you wake up in the morning, jy sê ons het nou 'n groot fout gemaak, ons moet eintlik terug stad toe gaan. Maar as jy net a bit of staying power het, sal jy vinnig besef dat dit is eintlik 'n beter lewe. Ja, dit het sy eie stresse, dit het sy eie veiligheidsconcerns en sulke goed, maar jy weet, vir my is my lewe hier heelwat minder stresvol as my lewe in die stad. Ek werk miskien 200% harder elke dag as wat ek by my gewone job gewerk het, maar my stresvlakke is amper glad nie daar nie. So hier praat ek met 'n oud professionele joernalis, fotograaf en ek probeer 'n onderhoud voer. Hy lag seker hier in sy mou. JP, baie dankie. Dit is ons 4de keer wat ons hier kom bly by Storytellers en ons wil daai groen nommer jag van 10. Dis hoekom ons terugkom. So JP, dis 'n storie so 14 jaar terug het ons so bietjie laat roer om iets van ons kant te wil laat doen. Moenie worry oor die hoofie. Ek wil net stokjag. En dis hulle storie. En dit pas by ons, hallo julle, so toer ons om juist sulke stories te bring en ook om ons plaaslike mense te ondersteun. Die ekonomie is nie maklik daar buite nie, maar hy werk sy as af en sy vrou. En ja, 2 dogters wat op so 'n manier groot raak. Wat meer kan mens sê? So, hallo julle, dis ons storie. Dit was 'n voorreg om hier by dis Storytellers in die Cederberge te kom kamp. Dis moeilik om gewoon te raak aan die veiligheid. Alles is oop, alles is reg hierso. Ons stadsjapie sluit ons alles. Ja. Uit die moeite werd. Jo. Hy het gesê jy's 'n natural, jy sal hom, hy wil nie op jou veld praat nie. So,
is 'n kinesioloog. So dit beteken ek is 'n alternatiewe gesondheidspraktisyn en ek werk met natuurlike produkte. En so ek is altyd op soek na produkte en so aan wat 100% natural is. En toe ons Cederberg toe getrek het dit nog meer belangrik geraak want ons grijswater gaan mos in die land in en so ek wou nie hê dat daar chemikalieë en so aan is nie. So ek het begin om te werk, om te kyk wat kan ek alles self maak. In die begin was dit maar die seep. En so ek het regtig begin werk met natuurlike seep. Wat basies boerseep is, maar dit is bietjie opgedateer, so dit is nie meer met skaapvet nie, dis met byewas, natuurlike byewas en olie soos olyfolie en klapperolie. Klapperolie is baie belangrik. En dan werk ek met Hyraceum, hulle sê mos Dasypus, wat die soliede urine van die dassies is. Dit is eintlik baie uitgesoek as 'n base note in perfumery.